Prys die Here. Kom ons sluit net die oë. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie net hierdie aanduur dat ons die troonkamer kan nader met vrymoedigheid deur die Seun Jesus Christus. Vader, ons is dankbaar vir hierdie middaguur. Here, wat ons hier kan kom en aan die tafel sit wat U vir ons berei het. Vader, ons is dankbaar vir elkeen wat U nader getrek het. En vra Vader, laat elke oor gesalf sal wees, laat elke hart vrugbare grond sal wees. En laat elke persoon 'n leersame gees sal hê. En Here, wat weet, ons is in 'n geestelike oorlog betrokke. En ons woordvoerder, Jesus Christus, is aan die voorpunt. En ons volg hom. En ons tree meer as oorwinnaars uit die stryd, omdat hy ons liefhet. Vader, ek vra vanaand dat U hierdie woord sal seën aan elke hart. Here, vir hulle wat ingeskakel is, laat die woord ook by hulle sal uitkom. Here, waar ook al die woord sal uitgaan. Here, dat die mens sal besef, Here, hoe afhanklik is ons van U, Vader. Hoe afhanklik is ons van Jesus. En hoe afhanklik is ons van die Heilige Gees, om ons hier waar ons op aarde is, te lei in die volle waarheid. Om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons te herinner aan dit wat Jesus gesê het. En die toekomstige dinge aan ons bekend te maak. Ek vra Heilige Gees, kom U en beweeg U vanaand in ons middag. Vader, ons dank U, ons wil U loof, ons wil U prys. Ek vra Vader, dat die engele rondom hierdie gebou en hierdie grondgebied sal sit. Here, laat ons in vrymoedigheid en vrylik die evangelie van Jesus Christus kan verkondig. Vader, ons dank U, ons loof en prys U hierdie aand hier. En ons gee vir U al die lof, al die eer, aanbidding en danksegging in Jesus naam. Amen en amen. Ons sê dankie vir Joantjie julle. Was 'n baie geseënde sangdiens. En welkom aan elkeen een van u wat vanaand hier in die huis van die Here is. Hoe sê prof altyd, daar's nie 'n beter plek as om hier te wees, om ons verlosser en koning te aanbid en sy naam groot te maak nie. En ek sê ook vir ons kykers wat ingeskakel is, baie welkom, dat u saam met ons kan sit aan die tafel, wat die Here vir ons berei het. Nou ek wil vanaand met u 'n bietjie gesels oor waarvan getuig jou lewe. Dis maklik om hier in die kerk te sit en sê ek ken Jesus. Dis maklik om te sê ek volg Jesus. Maar dit is nie hier waar dit gebeur nie. Daar buite, by jou huis agter toe deure, by jou werk, oral. Wat getuig jou lewe van? Ek het vanoggend gehoor het prof gesê, die mense lees jou soos 'n boek. En toe ek die Here die woord aan my hart bekend maak, toe vra ek Here nou, waar moet ek begin? En weet jy wat sê die Here vir my? Begin by die begin. En ek gaan by die begin, want weet jy wat, as ons teruggaan in die woord van die Here in Genesis 1, het God vir Adam geskaap, hy het hom uit stof geformeer. En hy het hom geformeer en hy het sy asem in sy neusgate geblaas. En hy het hom lewe gegee. En toe het hy Adam in 'n diep slaap gesit en hy het sy ribbebeen gevat en hy het Eva geformeer. Het jy al ooit gewonder hoekom woon ons in hierdie liggaam? Ons woon in hierdie liggaam, want hierdie liggaam gee vir u en vir my bestaansreg op hierdie aarde. As ons nie hierdie liggaam het nie, kan ons nie bestaan op hierdie aarde nie. Ons kan nie. Maar ons het 'n teenstander wat nie in 'n liggaam opereer nie. Satan is die god van hierdie wêreld. Hy's god van die vleeslike begeertes. Hy's die god van die sondes. Toe hy hoogmoedig geraak het, God hom uit die hemel uit neergewerp het en sy engele saam met hom, het hy hierdie aarde kom deurkruis. En wat doen hy? Ek wil vir julle wys wat doen hy.
Hy is slinks en hy is agterbaks. Hy is soos 1 Petrus 5 sê, hy is soos 'n brullende leeu en kyk wie kan hy verslind. Hy kyk net waar dink jy, wat doen jy, wat sê jy, laat hy kan inkom. Hy kan jou nie iets doen as jy hom nie toelaat nie. Maar onthou, hy kom na jou toe en hy werk deur 'n ander persoon of hy werk deur mense om jou by te kom. En ek wil vir u dit net voorhou voor ek na die werklike woord toe gaan. Ons gaan na Job toe. Kom ons kyk wat daar gebeur het. In Job 1 vers 12 sê die woord van die Here vir ons: Daarop sê die Here aan die Satan: kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net homself mag jy jou hand nie uitsteek. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here af. So met ander woorde, hy het vir God gesê: wat van die knegt Job? U hou u hand oor hom, u beskerm hom. En God het gesê: gee hom in jou hande. God het ook vir hom gesê: spaar net sy lewe. Ons sal dit in die volgende vers kan lees, vers 15. Sê hy en God het vir hom gesê: jy mag ook nie sy lewe neem nie. Maar kyk wat gebeur, wat doen Satan op hierdie stadium? In vers 15 sê hy: en die Sabeërs het 'n inval gedoen en dit weggeroof, en hulle die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om u te vertel. Hy gebruik mense om Job se goed te steel. En toe hy dit gesteel het, toe kom die volgende ou in vers 16. En terwyl hy nog praat, toe kom die volgende een daar en hy sê: die vuur van God het die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer, en net ek alleen het ontvlug. Dis die tweede terugslag in een dag wat Job tref. En ons vers 17 sê hy: en terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê: die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof, maar die swaard en die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en ek alleen het ontvlug om u dit vertel. Die derde teenslag wat hy kry. En as ons kyk in vers 18 en 19, hy sê: en terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê: u seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. En toe daar met eens 'n groot wind oor die woestyn gekom, wat die huis en die vloer, die 4 hoeke gegryp, en dit het die jong mense geval, sodat hulle gesterf het, en net ek alleen oorgebly en ontvlug om u dit te vertel. Nou wil ek hê jy moet jouself net bietjie indink. Een na die ander kom en hulle gee vir Job hierdie slegte nuus. Hulle gee vir hom slegte nuus dat hy het nou alles verloor. Hy het alles verloor. En toe hy nou siek word en sweer sy hele liggaam vol seere is, en hy sit op die ashoop. Nou wonder ek, hoe sal u en ek optree? As jy vanaand by jou huis kom en alles wat jy het is weg. Hoe gaan jy opdoen? Gaan jy soos Job kan sê: ek weet, my verlosser lewe? Gaan jy dit kan sê? Hoe sterk staan u geloof? Sal jy dit kan sê? My verlosser lewe, want ek weet, hy sal vir my weer voorsien dit wat ek verloor het. Want God is ons bron van voorsiening. Maar ons moet onthou, ons lewe in hierdie liggaam, dis 'n vlees. En jou vlees het 'n begeerte en die gees het 'n begeerte, en hierdie twee staan teen mekaar. Jy kan Galasiërs 5 gaan lees. Jy kan nie doen wat jy wil doen nie. Jy moet 'n keuse maak hier. Hier by die gevegsfront, in jou verstand, moet jy 'n keuse maak. Dis waar die geveg begin. Dis waar oorwinning of neerlaag bepaal word. Job 19:25, soos ek vir julle gesê het, maar ek weet, my verlosser lewe. En hy sal as laaste oor die stof opstaan. Ons verlosser lewe. Dink jy vir een oomblik, God sal jou begewe en verlaat? Nee. Sy woord sê, ek sal julle nooit begewe, julle nooit verlaat nie. En ek sal julle nie beskaamd laat staan nie.
En hy het ook vir ons sê, ek gee aan julle die Heilige Gees, wat by julle sal bly tot in ewigheid. Nou het u en ek 'n keuse. Sal ons, as kinders van God, die Heilige Gees sy regmatige plek gee? Ken u die stem van die Heilige Gees? Hoor u wanneer hy met u praat? U moet mooi luister wat ek hier nou vra. Ken u sy stem? Is hy 'n deel van jou lewe? Is hy deel van jou daaglikse lewe? As jy 'n probleem het, vra jy die Heilige Gees, help my. Heilige Gees, lei my. As jy voor 'n keuse moet staan, vra jy Heilige Gees, help my, lei my. Vader, gee vir my antwoord deur die Heilige Gees. Want die woord sê die Gees van God deursoek die hartkamers van God en hy sal vir jou die antwoord gee. God sal jou nie los nie, hy sal vir jou antwoord gee. Maar jy moet nou nie gaan staan en goed vra om dit in welliste deur te bring nie. Dan gaan jy wag tot die hemel val en ons almal blou hoekies dra en jy sal nie 'n antwoord kry nie. Ons moet doen dit wat God vir ons sê, in lyn met die woord van God. Ons moet onthou, ons liggaam is 'n tydelike woning. Onthou, ons woon net 'n sekere tyd wat God ons op die aarde gun. Hierdie liggaam bestaan uit 3 dele. Hierdie vlees, die gees wat in jou is, en jou siel. Jou siel is jou intellek, jou emosies. As jy die dag te sterwe kom, gaan hierdie liggaam word stof. Jou gees gaan terug na God toe. Jou siel, dit is wie jy werklik is, gaan doderyk toe. Maar ons, u en ek, het 'n wedloop op hierdie aarde, wat u en ek moet voltooi. Ons het 'n wedloop, wat u en ek moet hardloop. En ons moet dit volgens die woord van die Here hardloop. Ek het vir u genoem Galasiërs 5. En ek wil begin vanaand met jou verstand, met jou oë, met jou ore. Waarna kyk jy? Waarna luister jy? Want dit die woord sê, waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Is jou hart vol van die woord, laat jou oor loop deur jou mond? Of wat is in jou hart in oorvloed, wat jou mond van oorloop? En is maklik om uit te vind, as jy met iemand gesels, en hy sê, nee, maar ek is 'n kind van die Here. Dis reg. Maar luister bietjie na wat hy sê. Luister na sy taal wat hy praat. Luister na wat hy doen. Nou as ons hierdie verstand van ons vat, en ons pomp hom vol gemors, wat gaan uit jou mond uitkom? Daai gemors wat jy ingesit het. Die woord van die Here sê in Matteus 6, as jou oog donker is, hoe donker is jou siel? Hoe donker is hy? As hy lig is, hoe lig is hy? Hoe kan jou siel lig wees? As jou hart vol is van die woord van God, as jy die Heilige Gees sy regmatige plek gee, waaroor mediteer jy elke dag in jou lewe? Dis tyd dat ons as kinders van God daadwerklik die wapenrusting begin toepas in ons lewe. Daadwerklik, kom ons sit daai helm van verlossing op. Wat maak ons? Want as ons die helm van verlossing opsit en ons het tot inkeer gekom en ons bekeer, wat doen jy dan? Dan wil ek u vra, as jy tot bekering gedoen het, wat doen jy dan? Ken jy Jesus Christus, die Seun van God? Weet jy wie hy is? Weet jy wat doen hy vandag? Ken jy God die Vader? Ken jy wat hy doen?
Ken jy die Heilige Gees? Sy take wat hy doen. Ken jy die drie eenheid? Want Jesus sê in Johannes 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. So as jy nie Jesus Christus as die Seun van God kan herken nie, en laat God hom uit die dood uit opgewek het nie, dan kan jy nie vir my sê jy is 'n kind van God nie, want jy is nie. Maar ek wil vanaand vir jy dit sê. Wanneer jy 'n kind van God is, hoe wandel jy? Wandel jy soos jy moet wandel? Of wandel jy so in die kerk, maar as jy daar by die huis kom, dan is dit 'n ander storie. Met ander woorde, hier is jy sit daai Sondag mombakkies op. Hier is jy baie heilig. Maar as jy by die huis kom, dan skop jy die hond en jy klap die vrou en jy vloek en skel alles wat voorkom, omdat dinge nie gebeur soos jy dit wil gebeur nie. Maar weet jy wat, as die woord van God ryklik op jou harttafels geskryf is, sal jy nie so optree nie. Jy sal nie. Jou lewe sal getuig van dit wat op jou harttafels geskryf is. Daarom sê ek vir u vandag, dis vir jou belangrik om jou oë te rig op Jesus Christus. Ons verlosser en die leidsman van ons leidsman in ons geloof. Hy is daar vir u en vir my. Die Heilige Gees is daar vir u en vir my. Wanneer laas het die Heilige Gees met jou gepraat? Het jy al in die kerk gesit en jy voel net, ja, ek moet nou vir daai broer of daai suster gaan bid? Wat het jy gedoen? Was jy gehoorsaam toe die Gees van God vir jou gesê het, gaan bid vir daai persoon? Weet jy wat, as jy gehoorsaam was, dan gaan die Here jou seën, omdat jy gehoorsaam is. God wil hê ons moet gehoorsaam aan sy woord wees. Want as ons gehoorsaam aan hierdie woord is ons gehoorsaam aan hom. Ons doen wat die woord sê, dan doen ons wat God wil hê ons moet doen. En ons hardloop nie agter die vleeslike begeertes aan nie. Ons hardloop nie agter dit wat die vlees wil hê nie. Ons hardloop agter wat die Gees ons gee om te doen. Daarom is dit belangrik dat u en ek die woord ons eie moet maak. Daarom is dit belangrik dat u en ek moet weet, laat ons weet, ons verlosser lewe. Hy sê Matteus 6:23, ek het dit vir u genoem, ek wil dit net weer noem. Hy sê, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. En as die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Hoe donker is jou hart dan nie? Hy sê, Matteus 26, luister mooi wat sê die woord, Matteus 6 vers 22, hy sê, dis die skrif net voor daarin, hy sê die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Waarna kyk jy? Waarna kyk jy? Jy weet, ek weet, baie mense is lief om hierdie seepies op die TV te kyk. Jy weet, as dit 5 uur is in 'n seepie tyd, dan as jy so swart is wat op straik gaan, dan sit jy alles neer. Jy los alles. Want nou is my seepie aan. Waarna kyk jy daar? En ek gaan nou vir julle sê, die meeste van hierdie seepies wat op die TV is, gaan oor oorspel. Elke man wil kyk hoeveel ander man se vrouens kan hy kry, en elke vrou wil kyk hoeveel ander vrouens se mans kan hulle kry. Dis nie wat God van u en my verwag nie. God wil hê ons moet ons oë verlig. Ons moet na die woord van God kyk. Laat ons binneste, ons hart so verlig met die woord. Laat as jou hart verlig is, kan ek vir u sê, sal jou wandel en jou handel wees in lyn met die woord van God.
Want dan gaan jy die woord op jou harttafel skryf. Dan gaan jy die woord inneem. Elke dag van jou lewe. En dan gaan jy weet, jy is op die regte pad. Hierdie hart van ons praat baie van ons moet die woord op ons harttafel skryf. Weet jy wat sê die woord omtrent hierdie hart van ons? Hy sê in Spreuke 4 vers 23, bewaar jou hart meer as alles wat jy bewaar, want dis die oorsprong van die lewe. Dis die oorsprong van jou lewe. As jy by 'n fontein kom en in die water kom uit, die oorsprong van daai fontein is onder in die grond en hy bring vir jou vars, skoon water uit. As jy die woord van God op jou harttafel skryf en jy bewaar jou hart en jy sit daai borsplaat van geregtigheid aan en jy staan op die woord, dan gaan die fontein suiwer skoon water uitbring. Dan gaan die woord, soos die woord in Johannes vir ons sê, strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. Strome van lewende water. Maar u en ek moet die oorsprong moet ons op ons harttafel skryf. Die oorsprong moet hier binne wees voor ons dit kan uitvit buite toe. Jy kan dit nie van buite af binne toe wil laat uitgaan nie. Jy moet dit eers insit en dan kan jy dit laat uithaal. As jy na 'n kraan toe loop en jy maak hom oop en daar's nie water nie, wat doen jy? Jo, waar is die water nou weer? Waar is weg? Maar as die water daar is, dan sê jy niks. As jy oopmaak en die water sê, ag dankie Here, ons het nog water vandag. Wanneer jy oop gaan in die oggend, wat is die eerste ding wat jy doen? Waar is my foon? Laat ek eers sien. Of maak jy jou oë oop en sê, Here, dankie. Dankie het my lewe gespaar en my nog 'n dag toegedien. Dankie dat jy my geseën het met gesondheid. Dankie ek het 'n dak oor my kop. Ek het klere om aan te trek. Ek het 'n bed om op te slaap. Ek het kos om te eet. Ek het 'n werk wat U vir my gegee het. Is dit wat ons doen in die oggend? Die eerste plek om te kyk, waar is die foon? Of is die eerste ding is, ons gaan na ons verlosser en ons skepper toe. Om hom eer te gee vir nog 'n dag wat hy jou en my lewe gespaar het. Ons weet nie wanneer is ons einde nie. Niemand weet dit nie. Maar ek wil vir u sê, dis so. Dan is dit verby. Net so. Dan is dit verby. Kom maar kyk die laaste tyd. Hoe vinnig het mense gesterf. So een na die ander een. En hier kom ouderdom nie in werking nie. Ouderdom tel nie by God nie. As hy jou bepaal het, dis jou tyd, is dit jou tyd. Ek sê altyd, jou geboortedag word deur God bepaal en jou sterftedag. Wat jy van jou geboorte doen tot jou sterfte, gaan bepaal waar jy gaan eindig die hiernamaals. En daai pad wat jy stap, daai wedloop, saam met wie stap jy dit? Stap jy dit saam met ons verlosser en koning Jesus Christus en hy loop voor jou uit want hy is jou herder, of hardloop jy agter die wêreld aan en die plesier van die wêreld? Dis hoekom nie mense nie wil kerk toe kom nie, want dis lekkerder om saam met die familie te braai op Sondag. Daai braai in familie gaan jou nie die ewige lewe gee nie. Daai braai in familie gaan nie vir jou voorsien as jy kort kom nie. As jou geld klaar raak, waar is jou familie? Hulle is weg, hulle ken jou nie. Hulle wil jou nie ken nie, want jy's mos nie nou meer daar om te voorsien en lekker te braai en te kuier nie. Dis tyd dat ons as kinders van God, Jesus Christus, eerste stel in ons lewe. Ongeag van omstandighede. Ongeag van dit. As dit tyd is om die Here te dien, kom op na die huis van die Here toe. Kom ons dien hom in gees en in waarheid.
Want die woord sê, as jy getrou is in die klein dingetjies, sal jy jou aanstel oor groter dinge. En om kerk toe te kom is maar een van die klein goedjies, om getrou te wees. Getrou te wees in jou gebedstyd, getrou te wees in die woordstudie. Getrou te wees as daar 'n kursus is wat jy kan leer, om dit by te woon en dit te leer. God voorsien nie vir ons daai goed, net omdat hy dit wou voorsien nie. Hy voorsien dit vir ons met 'n doel, sodat hy die heiliges kan toerus vir hulle dienswerk. Hoe toegerus is u vir die dienswerk waarvoor die Here u geroep het? Hoe is u? Is u gereed daarvoor? Want ons weet, ons almal, is nie net ons wat hier staan en die woord bedien nie. Elkeen van u wat hier staan. Jy kan lees 1 Korintiërs 5 vers 18. Elke mens, elke kind van God, het 'n bediening gekry. En dis die bediening van versoening. Die bediening om Jesus Christus te gaan vertel vir jou medebroer en suster. Die bediening om Jesus uit te dra daar waar jy is. Ek kan nie kom waar jy is nie. Jy kan nie kom waar ek gaan nie. Maar ons gaan, dat ons die evangelie van Jesus Christus kan uitdra. Dan kom ek so 'n bietjie, ons het almal 2 hande, ons het almal 2 voete. Hierdie hande wat jy het, waarvoor gebruik jy dit? Ek weet nie, daar gaan mense nou vir my kwaad wees, maar dit wat die woord van God my leer, is die waarheid. Waarvoor gebruik jy hierdie hande? Gebruik jy hierdie hande tot eer van God of tot oneer? Lê jy hierdie hande op siekes sodat God hulle kan genees? Of sit jy met die pyp en jy suig, laat daai kool so lank word? Of staan jy met 'n glas in die hand? Dink jy dit vereer God, verheerlik hom? Nee. Wie wat sê die woord in 1 Korintiërs 3? Onthou, 1 Korintiërs 6 sê ons liggaam is die tempel van God. Hy sê in 1 Korintiërs 3, as jy hierdie tempel skend, sal God jou skend. Nou rook mense laat die dampe staan, dan kry hulle longkanker. Dan sê hulle, nou hoekom het die Here dit toegelaat? Die Here het dit nie toegelaat nie. Hy sê in sy woord, jy skend sy tempel. As jy daai pakkie sigarette koop, hulle waarsku jou, dit veroorsaak kanker. Maar die mense wil nie hoor nie. En as hulle die probleem toeslaan, dan wil hulle rondhardloop. Wat nou? Hoekom het die Here dit nie gedoen nie? Dis jou keuse. Jy het dit aan jouself gedoen. Ons kry baie storms in ons lewe, maar ek wil vir vra, het jy al mooi gaan sit en dink, hoeveel storms en uitdagings wat in jou lewe kom, veroorsaak jy self deur dit wat jou mond uitgaan? Dit wat jy sê, veroorsaak ons eie uitdagings en storms. Nou wil ons weet nou hoekom gebeur dit. Dit gebeur om een doel. Ons is nie vol van die gees van God en die woord van God nie. Dis nie op ons harttafels geskryf nie. En ek wil vir u vanaand sê, kry dit op jou harttafels geskryf. Daar kom 'n tyd dat hierdie woord van God nie meer daar gaan wees nie. Dan moet jy waar jy gaan, moet jy die evangelie kan uitdra wat op jou harttafels geskryf is. Kom ons gebruik hierdie hande van ons tot eer van God. As jy loop en daar's 'n honger man, koop hom 'n brood, gee hom 'n brood. Want die woord van die Here sê, as hy honger het, gee hom brood. Sy dors het, gee hom water om te drink. Gaan lees 'n bietjie die boek van Matteus.
Dan lees daarvan van hoofstuk 20 af tot aan die einde toe. Gaan lees dit. Dan gaan jy sien wat verwag God van u en my. Hierdie hande van u en my is kosbaar. Dis kosbaar vir God, want hy wil hê ons moet dit wat hy vir ons gegee het, gebruik tot sy eer. Nie vir onsself nie, tot sy eer. Sodat hy vereer en verheerlik kan word daaruit. En dit is belangrik, mense, dat ons dit wat ons doen, God vereer en verheerlik. Daarom vra ek, waarmee is jy besig? Wat spreek jou lewe van vir die mense daar buite? En die laaste wat ek wil doen, wat ek met u wil deel, is hierdie 2 voete wat ons het. Dis nou maar net 2 voete. Maar wat sê die woord van die Here? Trek die skoene van bereidwilligheid aan om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Trek daai skoene aan. Kyk wat sê die woord van die Here vir ons in Spreuke 1 vers 16. As hulle nie die skoene vir bereidheid vir die evangelie van Jesus Christus aan het nie. Kyk wat sê in Spreuke 1 vers 16. Want hulle voete hardloop na die kwaad en haas hulle om bloed te vergiet. Kan jy sien? Hulle hardloop om bloed te vergiet. Hulle hardloop na kwaad, want hulle het nie die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van Jesus Christus aan nie. Die woord leer vir ons in Matteus, Markus, Lukas, jy kan gaan lees. As jou hand jou pla, kap hom af. Want het is beter om met 1 hand die hemel in te gaan, as met 2 hande die hel in te gaan. As jou voet jou pla, kap hom af. Hoekom moet ons na die kwaad toe loop, as ons na die goeie toe kan loop? En alles begin hier in ons verstand. Dan sê in Handelinge 10 vers 15. Hy sê, hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Nou wil ek vir u 'n vraag vra. Ek het net in die begin vir u gevra. U sit by die werk. Hoeveel keer het een van jou kollegas al by jou gekom en vir jou gesê, joh, ek sit met 'n groot probleem. Hoeveel keer? Wat was jou reaksie toe hy dit vir jou gesê het? Jy moet nou mooi luister. Wat was jou reaksie toe hy dit vir jou gesê het? Jong, nee, ek weet nie. Ek weet nie so mooi nie. Joh, jy het 'n groot probleem. Of het hy omgedraai en gesê, weet jy wat? Jou probleem is klein, want ek ken 'n man wat kan en sy naam is Jesus Christus. Hy kan vir jou die probleem oplos. Hoeveel keer het jy dit al gedoen? God verwag van u en van my, as 'n persoon by jou kom met 'n probleem, moet jy hom met die woord kan bedien en hom kan help, sodat hy ook kan vrykom. Maar nou, die mensdom skram weg van dit af. Waarvoor? Ek wil nou vir sê, as jy die Heilige Gees is in jou, hy woon in jou. Die Heilige Gees sal jou nie begewe verlaat nie. Hy gaan jou lei as jy net na hom luister. Luister net na hom. En hy sal vir jou die regte ding gee om te sê. En ek kan vir sê, ek praat van ondervinding. Ek het dit al ondervind. 'n Man het my nou eendag kom sien. Ek het nie geweet waaroor dit gaan nie. Maar die Heilige Gees het my geopenbaar waaroor dit gaan. En toe hy by my kom, toe praat ons, toe sê ek vir hom, is dit daaroor? Hy sê ja. Hy sê, hy weet nie wat hy moet doen nie. Ek sê, ek weet ook nie. Maar ek kan vir jou sê, daar's 'n Here wat weet. Daar's 'n Heilige Gees wat weet. En wie ek het daar gesit, en ek het met hom begin praat.
Ek het myself hoor praat. Ek het nie gedink nie. Die Gees van God het deur my gespreek en vir daai man 'n oplossing gegee. Dis wat God wil hê ons moet doen. Moenie wegskram as iemand jou nader met 'n probleem nie. Dink jy hy nader jou verniet? Nee, hy word deur die Gees gedryf om by jou te kom. Want weet jy hoekom? Hy het 'n kreet wat hy sê, help my want ek weet nie wie kan my help nie. En jy is die kanaal wat God wil gebruik om vir hom te sê, daar's een wat kan help. Sy naam is Jesus. Daar is net een wat dit kan doen. Onthou, God het 'n antwoord vir alles op hierdie aarde. Daar's nie 'n probleem wat hy nie 'n antwoord vir het nie. Hy het net nie 'n antwoord vir hardkoppige mense wat hom nie wil dien en aanneem nie. Hy het nie 'n antwoord vir dit nie. Want dis jou keuse wat jy maak. As dit die mense keuse is om vuur toe te gaan, so be it. Ek kan jou nie oortuig nie, maar die Heilige Gees kan jou oortuig. Maar die Heilige Gees kan jou ook nie oortuig as jy nie wil luister nie. As jy hierdie ore van jou toemaak en jou hart toemaak, dan gaan die Gees terugstaan en hy gaan niks doen nie. Maar is tyd dat u en ek van ons hierdie woord van God vat en ons het daar buite. Iemand vir jou sê ek het 'n probleem. Laat jy vir hom sê kom, ons sit. Dis wat die woord van God sê. A, B, C, dis dit. Jou eerste stap om antwoorde te kry is kom tot inkeer en bekeer jou. Neem Jesus Christus aan as jou verlosser en saligmaker. En koning van jou lewe. Stel hom eerste. En dan begin leer dat hy gedoop word. Begin hom leer dat dit wat die woord sê. Laat hy weet, ons kan na God toe gaan enige tyd, met enige probleem. En hy sal vir jou help. Hy sal vir jou help. God gaan ons nie begewe verlaat nie. Hy gaan nie vir jou sê, nee maar jy het nou, gister het jy nou so gemaak. Nee, ek kan jou nie help nie. As jy fout maak, bely. As jy bely het, is God daar om vir jou te help. As jy bely, sal God vir jou die pad oopmaak. Hy sal vir jou die deure oopmaak. Maar u en ek moet ons oë op hom gerig hou. Ons moet op hom vertrou. En ons moet ons geloof in Jesus Christus vasstaan. Dit moet groei elke liewe dag van jou lewe. Want as jy môre is waar jy vandag is, het jy nie gegroei nie. Dan begin jy agteruit gaan. Hoe gaan jy groei? Die woord, gebed, kursusse, dienste bywoon. Daar's baie maniere wat jy kan groei. Maar om jou geloof sterk te maak, sê Romeine 10 vers 17, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die gepredikte woord van God. En dit kry jy hier. Maar ek wil vir jou ook sê, as jy by die huis Bybel lees, moenie sit om jou oë lees nie. Vat die Bybel en lees hard. Jy moet jouself hoor lees. Want as jy dit lees, dan hoor jy dit. En dan begin jou geloof groei en dit word sterker. Maar ek wil vanaand 'n beroep op elkeen van u doen. Moenie as iemand na jou toe kom met 'n probleem, moet hulle nie wegwys nie. As jy nie 'n antwoord het nie, sê vir hom, wag. Bel een van ons, sê hoor, dit, wat maak ek? Ons sal vir jou die skrif gee. Ons sal vir jou die woord gee. Dis waarvoor ons daar is. Maar net dit wat jy daai man help, red daai man in die koninkryk van God in. Want dan besef hy, hierdie is nie 'n mens wat dit gedoen het nie. Dit kom uit 'n hoër hand uit, dit kom van God af. Soos hy tronkbewaarder in Handelinge 16, toe Paulus en Silas in die tronk was, toe God daai tronk skud, sy fondamente en alles het los en die deure gaan oop, wil die tronkbewaarder vir homself vermoor. Toe sê Paulus, nee, ons is almal hier. En net omdat hulle gebid het en tot God lofsange gesing het, kom daai tronkbewaarder en sy hele familie tot bekering.
Hoeveel mense het u die evangelie vertel van Jesus wat tot bekering gekom het? Hoeveel? Ons kan hulle nie red nie, God red hulle. Maar u en ek is daar om die evangelie te verkondig aan hulle. U en ek is daar om te sê, dis wat die woord sê, A, B, C. Nie wat die vlees sê nie, wat die Gees sê. Dit wat die woord van die Here vir ons gee. Ek glo en vertrou hierdie woord sal in die hart insink. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons is baie dankbaar dat ons hierdie aand hier net weer geleentheid gehad het om aan die tafel te sit. Here, om net te hoor wat u deur die Gees aan die gemeente wil sê. Vader, ek vra in Jesus naam dat elkeen wat hierdie woord gehoor het, Here sal omkeer en Jesus Christus volg. Here, in waar hulle beweeg, bereid sal wees om die evangelie van Jesus Christus uit te dra. Vader, ons dank U, ons loof, ons prys U, ons aanbid die Here, ons maak U naam groot en ons gee vir al die lof, al die eer, aanbidding en danksegging in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil net, as